Graad 11, om te maal en deel met magte met numeriese grondtalle, dis nou by eksponente. As ek so 'n vraag het soos ek hier het, 4 tot die mag n plus 2 maal 9 tot die mag n min 1, dan sien ek, alles is gemaal en deel met mekaar. Met ander woorde, hierdie is eintlik 'n een term. Dan werk dit so. Ek maak elke getal sy priemfaktore, en onthou, ons het hierdie gedoen in graad 10, so ons doen 2 tot die mag 2, tot die mag n plus 2, ek wil hê jy moet oplet hoe ons net die 4 vervang met 2 tot die mag 2, die n plus 2 bly buite, ok, want ons gaan dit nou inmaal, en dan die 9 word 3 tot die mag 2, 72 is 2 tot die mag 3 maal 3 tot die mag 2, as jy nie onthou om dit te doen nie, dan doen jy mos daai shift fact op jou sakrekenaar, nee? En dan kry jy vir jou die priemfaktore. So dit is wat ek so ver het, dan maal ek die 2 in daar, en daar die 2 daar, en hierdie n tel vir al 2, so kom ons kyk waarop werk dit uit. Dit word 2 tot die mag 2n plus 4, 3 tot die mag 2n min 2, onder die lyn tel die n vir al 2, so dit word 2 tot die mag 3n, en 3 tot die mag 2n, en 2 tot die mag 1 min n. Nou, ons weet dat, as ons met dieselfde grondtalle maal, plus ek die eksponente, as ek met dieselfde grondtalle deel, minus ek die eksponente. So ek gaan 'n 2 neerskryf, en dan gaan ek nou merk met my kleur, almal wat 'n 2 vir 'n grondtal het, sodat ek hulle nou almal saam sit. So dit word 2 tot die mag 2n plus 4, minus 3n, en minus 1 plus n, want alles wat onder die lyn is, se teken gaan verander. Dan gaan ek die 3's vat. 3 tot die mag 2n min 2, en 3 tot die mag 2n se 2n gaan ek aftrek. Ok, nou gaan ek gaan kyk, as ek die 2's goed vereenvoudig, die eksponente vereenvoudig, word dit net 2 tot die mag 3, en 3 tot die mag min 2. So 2 tot die mag 3 is 8, en 3 tot die mag minus 2 gaan onder die lyn toe om positief te word, dan word dit 8 op 9. Dis dan dit. Jy kan gou die video pause en daai neerskryf. By die volgende blokkie is die vraag bewys dat hierdie linkerkant gelyk is aan daai regterkant. Wanneer hulle vir my vra bewys dat, dan doen ek altyd linkerkant en regterkant apart. So nou gaan ek die linkerkant doen. Linkerkant is gelyk aan 2 tot die mag x plus 1, plus 3 maal 2 tot die mag x. Nou gaan ek net die linkerkant doen. Die eerste ding wat ek doen, wanneer ek sien nou, ek het 'n plus daar, nee, dan gaan ek moet faktoriseer. So die eerste ding wat ek doen is, ek split hierdie, sodat elkeen hulle eie grondtal het. So dit word 2 tot die mag x maal 2 tot die mag 1, en dan 3 maal 2 tot die mag x. Ek kan nou duidelik sien, ek het 'n 2 tot die mag x, wat ek kan uithaal as 'n gemeene faktor. So 2 tot die mag x haal ek uit, dan bly daar oor 2 tot die mag 1 plus 3, en dit is dan 5. Ok, ek kan hom net weer oorskryf, om so te lyk, 5 maal 2 tot die mag x. En raai wat? Dit is gelyk aan die regterkant, soos wat hulle hom vir my gevra het daar. Ok. By die volgende ene, gaan ek dit ook split, want as ek sodra ek sien ek het plusse en minusse, moet ek dink, stop, ek gaan moet faktoriseer, ek kan nie net uitkanselleer dadelik nie, ek kan ook nie net die grondtalle gaan aftrek nie, want dit is nie gemaal met mekaar nie. So, ek gaan hom eers split, elkeen sy eie grondtal gee, so dis 3 tot die mag x en 3 tot die mag 2, bo die lyn kan ek duidelik sien, ek kan 'n 3 tot die mag x uithaal, onder die lyn het ek hom ook gesplit, en ek kan ook 'n 3 tot die mag x uithaal. Bo die lyn bly daar dan 3 tot die mag 2 minus 1 oor, onthou, as ek 'n hele term uithaal, bly daar 'n 1 in sy plek oor. Onder die lyn, 3 tot die mag x uitgehaal, dan bly daar oor 3 tot die mag 1 minus 3 tot die mag negatief 2. Die 3 tot die mag x'e kan nou uitkanselleer. En wat dan oorbly, druk ek sommer in op my sakrekenaar. As daar net getalle oorbly, dan slaan ek sakrekenaar en ek kry 36 op 13. Toets gou of jy dit kan kry op jou sakrekenaar
en skryf hierdie neer. Pause die video en skryf hierdie neer. Ok, nou by die volgende blokkie raak het nou 'n bietjie meer interessant. Wanneer ek 3 tot die mag 2x het, dan kan ek hom ook skryf as 3 tot die mag x tot die mag 2. Dit beteken dat ek nou eintlik hier 'n verskil van 2 kwadrate het wat ek moet faktoriseer. So ek het gehad net 'n plus en 'n minus, dit beteken ek moet faktoriseer, maar hier is nie 'n gemeene faktor om uit te haal nie. So in hierdie geval gaan ek hierdie boonste ding as die verskil van 2 kwadrate faktoriseer. So dit gaan wees hakkie plus, hakkie minus, nê? Met die as die eerste term, so dit gaan wees 3 tot die mag x plus 1 en 3 tot die mag x min 1. Onder die lyn het ek ook 'n 3 tot die mag x plus 1. Dit kan dan uitkanselleer en ek bly net oor met 3 tot die mag x min 1. Aan die ander kant, wanneer dit bietjie moeiliker raak, dan gebruik ek liewer die K-metode. Met ander woorde, ons gaan nou weer K in iets se plek instel. As ek kyk na hierdie uitdrukking, dan kan ek sien hierso gaan ek 'n K tot die mag 2 hê. So hierso is 'n klou vir my. As ek 'n x en 'n 2x het, dan weet ek, hierdie gaan 'n 3 term wees en ek gaan die K-metode gebruik. Hierdie ene split ek sodat hy 5 tot die mag 1 en 5 tot die mag x is. En nou gaan ek sê, laat K gelyk wees aan 5 tot die mag x, dan is K kwadraat gelyk aan 5 tot die mag 2x. So oral waar ek 'n 5 tot die mag x het, gaan ek 'n K insit, en oral waar ek 'n 5 tot die mag 2x het, gaan ek 'n K kwadraat insit. So kom ons doen dit gou. So as ek nou kyk na die uitdrukking, gaan dit wees K kwadraat plus 5K minus 6, en onder die lyn K plus 6. Nou kan ek die teller bo die lyn gaan faktoriseer as 'n K plus 6 en 'n K min 1, en onder die lyn het ek 'n K plus 6. Lekker kanselleer dit uit, en ek bly net oor met 'n K plus 1, min 1, skus. En wat was K nou weer? 5 tot die mag x, so dis 5 tot die mag x min 1. Skryf dit ook gou neer.